Nou ek wil vir julle vat na Lukas 23 vers 39 tot 43. Dis ook in julle blaadjies by die preeknotas, maar dit sal ook op die skerm wees. Kom ons lees saam. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê: "Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ook ons." Maar die ander een het hom tereggewys en gesê: "Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie." Verder sê hy: "Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom." Jesus antwoord hom: "Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees." Nou elke mens onthou sekere oomblikke in hulle lewens. Ek onthou die dag toe ek altyd my seuns vasgehou het in die teater, daai eerste oomblik wat jy jou pasgebore babatjie vashou, die oomblik wat sy ja gesê het. In my geval het ek ja gesê. Nee, ek grap sommer. Die oomblik toe die dokter vir jou 'n diagnose gee, die oomblik toe jy 'n oproep kry wat jy nooit verwag het nie, wat jou lewe verander het. Die werklikheid is dat ons meet baie keer ons lewens in oomblikke. Sommige oomblikke bring vreugde, sommige oomblikke bring pyn. Maar daar's een oomblik wat groter is as al die ander. 'n Oomblik wat nie net jou lewe verander nie, maar jou ewigheid verander. Ek wonder regtig hoeveel van ons wat hierso sit vanmôre dink ons het nog baie tyd. Ek wonder hoeveel van ons wat hierso sit dink ons het nog baie tyd om reg te maak. Ek sal eendag ernstig raak met God. Ek sal eers my lewe uitsorteer en dan sal ek na die Here toe gaan. Wanneer ek ouer word, sal ek meer geestelik raak. Dalk volgende Sondag of die Sondag daarna. Die grootste leuen wat die duiwel nog ooit verkoop het aan my en jou, is dat daar nog baie tyd is om reg te maak. Baie tyd is om reg te maak. Die Bybel sê nêrens dat môre aan ons beloof is nie. God gee wel vandag vir jou. Hy gee nou vir jou. Hy gee elke oomblik, hierdie oomblik wat ons nou in sit, gee hy vir my en vir jou. Jakobus skryf dit so in Jakobus 4 vers 14. Hy sê: "Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie, julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn." Ons lewe is broers. Ek wonder selfs of ek en jy werklik besef dat ons een asemteug weg is van die ewigheid. Een asemteug. Die Amerikaanse prediker D.L. Moody het eenmaal gesê, hy sê: "Tomorrow is the devil's favorite word." Tomorrow is the devil's favorite word. En hoe waar is dit nie? Want môre word so maklik nooit nie. So kom ons stap vir 'n oomblik terug na 'n heuwel net buitekant Jerusalem. Die lig is donker, die son skyn nie meer nie, die aarde bewe, mense huil, soldate spot, priesters lag, demone juig, engele kyk in stilte. En op daardie heuwel staan daar 3 kruise. 3 kruise. Nie een nie, 3. En die middelste kruis dra die enigste volmaakte mens wat ooit al gelewe het. Die Seun van God. Die Messias. Jesus Christus. En aan weerskante van hom hang 2 misdadigers. Ons ken nie hulle name nie, ons weet nie hoe oud is hulle nie, ons weet nie hoeveel mense hulle dalk vermoor het nie. Al wat ons weet is, hulle is skuldig. Hulle is skuldig. Die Romeinse regering kruisig nie mense omdat hulle brood gesteel het nie. Kruisiging was bedoel vir die ergste misdadigers. Vir die ouens wat regtig ernstige misdaad gepleeg het. Dis waarvoor die kruisiging daar was. Ek het al hoeveel keer gesê, maar die kruisiging was regtig 'n afskrikmiddel gewees. 'n Afskrikmiddel gewees. Die Romeine het hierdie misdadigers laat hang aan 'n kruis in die openbaar, dat almal dit gesien het, sodat 'n afskrikmiddel geword. Hierdie manne het waarskynlik bloed aan hulle hande gehad. Hulle het lewens verwoes. Hulle het families vernietig. Hulle was skuldig gewees. En tog, die wonder van die evangelie begin juis hier. Nie by goeie mense nie. Nie by godsdienstige mense nie. Nie by mense wat hulle lewens reg het nie. Maar by skuldige mense. Skuldige mense. Dis hoe die evangelie werk. Jesus het nie gekom om mense beter te maak nie. Hy het gekom om dooie mense lewend te maak. Ons moet een belangrike ding besef.
Die kruis was nie 'n ongeluk gewees nie. Baie mense dink dat Jesus was die slagoffer van verkeerde omstandighede, dat Pilatus hom veroordeel het, dat Judas hom verraai het, dat die Romeine hom doodgemaak het, maar die Bybel vertel vir ons 'n heel ander prentjie. Jesaja het 700 jaar voor die kruisiging reeds gesê in hoofstuk 53, hy sê, oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Jesus was nie die slagoffer van mense gewees nie. Hy was nie. Hy was die volmaakte offer van God vir my en jou sonde. John Stott het geskryf, hy sê, the essence of sin is man substituting himself for God. The essence of salvation is God substituting himself for man. En dis presies wat by Golgotha gebeur. Jesus neem my en jou plek in. Hy neem ons oordeel. Hy neem ons sondes. Hy neem ons straf, sodat ek en jy lewe kan ontvang. Ek dink dis merkwaardig dat God nie net een kruis daardie dag toegelaat het nie. Hy kon dalk net een kruis toegelaat het, die kruis van Jesus, maar hy kies 3. 3 kruise. Waarom? Want daardie 3 kruise vertel die hele verhaal van die mensdom. Die hele verhaal van die mensdom. Die middelste kruis verteenwoordig God se genade, God se liefde, God se ontferming. En die 2 langsom verteenwoordig die 2 moontlike reaksies van elke mens. Want daar is uiteindelik net 2 soorte mense in hierdie wêreld. Nie ryk of arm nie, nie swart of wit nie, nie godsdienstig en ongelowig nie, maar die wat Christus ontvang en die wat hom verwerp. Elke mens in hierdie gebou is vanoggend op een van daardie 2 kruise. Een van daardie 2 kruise. Jesus sê in Matteus 12 vers 30, die boodskapvertaling, hy sê, nou staan julle voor die keuse, of julle kom staan aan my kant, of julle gaan staan aan die kant van my vyand. Die 83 vertaling sê, wie nie aan my kant is nie, is teen my. Familie, daar is geen neutrale grond by die kruis nie. Geen. Wanneer ons die teks lees, fokus ons gewoonlik op hierdie een misdadiger wat tot bekering gekom het, wat gered is. Maar voordat ons sy bekering bewonder, moet ons eers onthou wie hy was. Hy was nie beter as die ander ene nie. Hy was nie minder skuldig gewees nie. Hy het nie 'n beter verlede gehad nie. Hy het nie meer goeie werke gehad nie. Matteus vertel selfs vir ons iets verstommends in Matteus 27 vers 44. Hy sê, op dieselfde manier het ook die rowers, mening albei, wat saam met hom gekruisig is, hom beledig. Hoor mooi, aanvanklik spot albei met Jesus, albei. Die een wat later gered word, het eers saam met die ander een gespot. Met ander woorde, hy begin nie as 'n gelowige op die kruis nie. Hy begin nie. Hy begin as 'n vyand van Christus, net soos ek en jy is. Paulus sê in Romeine 5 vers 10, aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Ons was nie op soek na God nie. God was op soek na ons. En dit is presies die verhaal van elke mens. Ons hou nie daarvan om onsself as sondaars te sien nie, glad nie. Ons is geneig om onsself te vergelyk met ander mense. Ek is gelukkig nie so sondig soos daardie persoon nie. Ek is nie soos daardie misdadiger nie. Ek is nie soos daardie korrupte persoon nie. Ek is daarom nie so sleg nie. Maar God vergelyk jou nooit met ander mense nie. Hoor mooi, hy vergelyk jou met sy volmaakte heiligheid. Dis waarmee hy jou vergelyk. Want dit is hier waar alles verander. Want nou is daar nie meer grade van sondigheid nie. Nou staan almal ewe skuldig. Romeine 3 vers 10. Daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Romeine 3 vers 23, almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle. Almal. Die Griekse woord vir almal beteken letterlik
Almal, die prediker, die kerkmens, die ateïs, die verslaafde, die sakeman, die student, die kind, die oupa, en so kan ons aangaan. Almal van ons staan op dieselfde grond, skuldig. Charles Spurgeon het geskryf, the ground is level at the foot of the cross. Niemand staan hoër as die ander nie. Die kruis verneder elke mens, maar dieselfde kruis bied hoop vir elke mens. Familie, die grootste probleem is nie net sonde in ons lewens nie. Nie net nie. Die werklike tragedie is dat sonde ons van God afgesny het. Jesaja sê dit in hoofstuk 59, hy sê, dit is julle oortredings wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister nie. Die grootste ramp in die heelal is nie siekte nie, is nie oorlog nie, is nie armoede nie, maar is om van God afgesny te wees. Want God is die bron van lewe. Wanneer jy van hom afgesny is jy geestelik dood. Is jy geestelik dood. Let op, Efesiërs 2 vers 1 sê, julle was dood as gevolg van julle oortredings en julle sondes. Julle was nie siek nie, nie swak nie, nie half lewendig nie, julle was dood gewees. 'n Dooie mens kan homself nie lewendig maak nie. Hy het lewe nodig van buite. En dis presies waarom Jesus gekom het. Hy het nie gekom om jou meer godsdienstiger te maak nie. Hy het nie gekom om jou 'n beter mens te maak nie. Hy het gekom om die dooie mens op te wek in jou. Dis waarvoor hy gekom het. Jesus sê in Johannes 10 vers 10, die dief kom om net te steel, te slag en uit te roei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Maar familie, daar is nog 'n erger werklikheid van môre. Wanneer die mens in sy sonde sterf, bly hy vir ewig geskei van God. Vir ewig geskei van God. En dit is wat die Bybel noem die hel. Ons leef werklik in 'n tyd waar mense ongemaklik raak as jy 3 dinge sê. Die hel, die oordeel en die sonde. Maar hoor mooi, Jesus het meer oor die hel gepraat as enige ander persoon in die Bybel. Meer oor die hel gepraat. Waarom? Want liefde waarsku. Liefde waarsku. En Jesus self waarsku. Hy sê in Matteus 10 vers 28, en moenie diegene vrees wat die liggaam kan doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Vrees eerder hom wat beide die siel en die liggaam en Gehenna kan laat vergaan. Dis die hel. Hierdie is nie 'n populêre boodskap nie, maar is die waarheid. Dis die werklikheid. En dis juis hoekom die evangelie so kosbaar is, familie. Want God stuur nie mense hel toe omdat hy hulle haat nie. Dis die mens wat kies om sonder God te leef. En die uiteinde van 'n lewe sonder God is 'n ewigheid sonder God. 'n Ewigheid sonder God. C.S. Lewis het dit so treffend gestel. Hy sê, the doors of hell are locked on the inside. God het alles gedoen om die deur na die hemel oop te maak. Hy het sy seun gegee, hy het sy liefde bewys. Hy roep, hy nooi, hy pleit. Maar hy dwing nie homself af op jou nie. Nou terug na die 2 misdadigers op die kruis. Albei is skuldig. Albei is besig om te sterf. Albei is besig om te sterf. En albei is ewe naby aan die verlosser. Albei van hulle. En tog word net een gered van hierdie 2 misdadigers. Wat het gebeur? Wat het verander? Was die een beter as die ander? Was die een meer godsdienstiger? Het die een dalk bietjie minder sonde gehad of 'n minder misdaad gepleeg? Het die een dalk goeie werke gehad? Glad nie. Glad nie. Daar is net een antwoord en dis genade. Genade. Die een het Jesus se genade geneem en die ander een het Jesus se genade verwerp. Charles Spurgeon het gesê, between the gates of hell and the gate of heaven, there stands one cross and only one. En daardie kruis staan steeds vandag tussen elke mens en 'n verlore ewigheid. Ek lees weer vir julle Lukas 23 vers 39. Een van die misdadigers wat daar gehang het vir hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook.
Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dink gou vir 'n oomblik, die man is besig om te sterf. Elke asemtuig is pyn. Elke beweging skeur sy liggaam verder oop. Sy hande is vas as spykers, sy voete is deurboor. Hy het geen toekoms meer op aarde nie. Hy het geen tweede kans nie. Hy het geen geleentheid om sy lewe reg te maak nie. En tog juist daar op die rand van die ewigheid raak God sy hart aan. Wat 'n ongelooflike bewys dat niemand buite God se bereik is nie. Niemand buite God se bereik is nie. Solank daar asem is daar hoop. En dit is presies waar die Heilige Gees werk in my en jou lewe. Iets wat ons maklik miskyk is, wat het hierdie man laat verander? Wat het hierdie man laat verander? Niemand het vir hom gepreek nie. Daar was nie 'n aanbiddingsspan wat hom gelei het aan aanbidding nie. Daar was nie 'n kerkuitnodiging nie. Daar was nie 'n altaarroep nie. Daar was nie 'n Bybelstudie gewees nie. Daar was een ding gewees. Daar was Jesus. Daar was Jesus. En die Heilige Gees wat sy hart oopgebreek het. Jesus sê in Johannes 16 vers 8, hy sê, en wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dit is presies wat hier gebeur. Die Heilige Gees doen 3 dinge in hierdie ou se lewe. Hy wys die misdadiger sy sonde, hy wys hom wie Jesus werklik is, en hy wys hom die oordeel wat wag. En binne enkele minute verander 'n godslasterer na 'n aanbidder. Dit is waarom redding altyd so 'n groot wonderwerk is in my en jou lewe. Niemand redeneer homself hemel toe nie. Niemand word gered omdat hy slim genoeg is nie. God maak dooie harte lewendig. En ware bekering het altyd 3 kenmerke. Eerstens, erkenning van sonde. Hierdie man sê, ons ontvang tereg die verdiende straf. Hoor wat hy nie sê nie. Hy sê nie, dis die regering se skuld. Dis my ouers. Dis my moeilike kinderjare. Dis maar die samelewing. Dis my vriende. Nee, hy sê eenvoudig, ek is skuldig. Ware bekering begin waar verskonings eindig. Die verlore seun het nie gesê, pa, dit was my vriende wat my gelei het in hierdie gemors nie. Nee. Hy sê in Lukas 15 vers 21, ek het gesondig teen hemel en teen u, teen pa. Dawid skryf in Psalm 51 vers 6, teen u alleen het ek gesondig. Solank ons ander en alles blameer, kan God nie ons verander nie. Solank ons wat ons verskonings maak om te sê, nee ag, dit is hierdie persoon, dit is my kinderjare, dis hierdie moeilike tyd wat ek deurgegaan het, dis hierdie uitdaging, dis die samelewing, dis die regering. Solank daar verskonings is, kan God nie werk om ons harte te verander nie. Maar die oomblik wanneer ek sê, Here, ek is die probleem, ek is skuldig, ek is vol sonde, dan begin die genade vloei. En tweedens, die tweede kenmerk is erken wie Jesus is. Hy kyk na Jesus en hy sê, hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Die Griekse woord dui op absoluut onskuld. Hy sien wat Pilatus gesien het. Hy sien wat die Romeinse offisier later bely het. Hy sien wat Jesaja eeue van tevore voorspel het, dat Jesus sonder sonde is. Hebreërs 4 vers 15 sê, die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Waarom is dit belangrik? Want net 'n sondelose verlosser kan vir 'n sondaar sterf. Hy was volkome heilig geweest. Hy was die vlekkelose lam van God. Johannes die Doper wys na hom en hy sê, Johannes 1 vers 29, hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Daar is die lam. Hy erken wie Jesus werklik is. En derde kenmerk is oorgawe en volkome vertroue in Jesus. Hy bid een van die eenvoudigste gebede in die Bybel. Hy sê die woorde, Jesus, dink aan my,
Dink aan my. Dis al, geen mooi woorde, geen lang gebed nie, geen indrukwekkende geloofsbelijdenis nie, net Jesus. Jesus. Hy plaas sy hele ewigheid in Christus se hande. Dis geloof. Want ware geloof kyk weg van jouself af en kyk na Jesus. Ons moet weet dat hierdie man het letterlik niks gehad om te bied nie. Niks gehad om te bied nie. En hierin lê een van die grootste waarhede van die evangelie. Hierdie man kon niks doen om sy redding te verdien nie. Hy kon nie gedoop word nie, hy kon nie 'n lidmaat word van 'n gemeente nie, hy kon nie sy lewe verander nie, hy kon nie goeie werke doen nie, hy kon nie die skare reggemaak het nie, hy kon nie die geld teruggegee het wat hy dalk gesteel het nie, hy kon niks doen nie. Hy hang vasgespijker aan 'n kruis, heeltemal hopeloos. En tog gaan hy hemel toe. Waarom? Omdat redding nog nooit deur werke gekom het nie. Nooit deur werke gekom het nie. Paulus skryf Efesiërs 2 vers 8 tot 9, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self uit nie. Dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om hom op self trots te wees nie. Martin Luther het geskryf, we are saved by faith alone, but the faith that saves is never alone. Ons word nie gered omdat ons goed genoeg is nie, omdat ons 'n mooi lewe gelei het nie. Ons word gered omdat Jesus genoeg is. En nou kom een van die mooiste sinne in die hele Bybel. Jesus antwoord die misdadiger, Amen, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Elke woord wat Jesus daar sê is gelaai met betekenis. Die woord amen wat hy sê beteken eenvoudig, dit is seker, dis onveranderlik, dis goddelik, dis geen twyfel nie. En dan die woorde wat hy sê, ek sê vir jou, met ander woorde, dis persoonlik. Jesus praat nie met die skares nie, hy praat nie met die soldate wat onder is nie, hy praat eenvoudig met een verlore sondaar. Dis hoe God werk. Hy ken jou naam, hy ken jou verlede, hy ken jou sonde, en hy roep jou persoonlik vandag, nie eendag nie, nie nadat jy genoeg betaal het nie, nie nadat jy jouself bewys het nie, hy roep jou vandag, in hierdie oomblik. Die oomblik wanneer 'n sondaar in geloof na Christus toe kom, word hy regverdig. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan nou op grond van ons geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Hy sê nie, ons sal vrede hê nie, hy sê ons het vrede. En natuurlik die woorde wat Jesus sê, saam met my. Dit is die mooiste deel. Die grootste geskenk van hemel is nie goue strate nie. Is nie parelpoorte nie. Is nie engele nie. Die grootste geskenk van die hemel is Jesus Christus. Jesus Christus. Paulus sê dit so in Filippense 1 vers 23, hy sê, ek is in 'n tweestryd gewikkeld. Aan die een kant verlang ek om heen te gaan en saam met Christus te wees. Dit is immers verre weg die beste. Aan die ander kant is dit ter wille van julle noodsaakliker dat ek liggaamlik hier bly. Paulus sê eenvoudig, hy sê hy smag om na die hemel toe te gaan, hy smag om na Jesus toe gaan, hy smag om daar te wees waar Jesus is. Die hemel is hemel omdat Jesus daar is. En dan sê Jesus die woorde in die paradys. Wat 'n kontras. Daardie oggend het die man wakker geword as 'n veroordeelde misdadiger. Daardie middag sterf hy as 'n kind van God. Van skuld na vergifnis, van oordeel na genade, van die kruis na paradys. Alles deur genade. En daarom is die roep vanmôre, moenie wag tot môre nie. Iemand het my al gevra, kan iemand op sy sterfbed gered word? Eenvoudige antwoord is ja. Absoluut. Ek het al baie beddens gestaan waar mense nie die Here geken het nie, wat besig was om te sterf, waar ek hulle gelei het na die Here toe. Ja, hulle kan tot by die Here kom. Hulle kan definitief. Hierdie misdadiger is 'n bewys daarvan. Maar onthou ook hierdie realiteit en hierdie ernstige waarheid. Daar is net een sterfbed bekering in die Bybel. Net een. Nie 2 nie, nie 3 nie, net een. Hoekom dink jy is dit so belangrik? So Spurgeon gesê het, one thief was saved that none might despair. Only one was saved that none might presume. Moenie dink ek sal eendag nie.
Om eerlik te wees, ek en jy weet nie of ons daardie geleentheid gaan hê nie. Die Bybel sê in Hebreërs 9 vers 27, en net soos dit bestem is vir mense om slegs eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel. Daar is nie tweede kanse na die dood nie. Daar's nie 'n vage vuur nie, daar's nie 'n terugkeer nie, daar's nie 'n nuwe geleentheid nie. Die besluit wat jy aan hierdie kant van die graf maak, bepaal die ewigheid. Bepaal jou ewigheid. Weet julle wat is die grootste, wat was en is die grootste tragedie? Ek wonder hoeveel mense het daardie dag by die kruis gestaan en Jesus gesien, maar hom nooit ontvang nie. Die soldate was naby Jesus gewees, maar verlore. Die priesters was naby Jesus gewees, maar verlore. Die skare was naby Jesus, maar verlore. Een misdadiger was letterlik langs Jesus, en tog het hy verlore gesterf. Jy kan elke Sondag in die kerk sit, jy kan jou Bybel lees, jy kan bid, jy kan godsdienstig wees, jy kan selfs in die bediening dien, en tog kan jy verlore wees as jy nog nooit persoonlik jou vertroue in Jesus Christus geplaas het nie. Familie, die kruis staan steeds vandag. Dit roep steeds vandag. Die uitnodiging het nie verander nie. Jesus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Hy sê nie, ek is 'n weg nie. Hy sê, ek is die weg. Nie een van die waarhede nie, ek is die waarheid. Nie een voorbeeld van die lewe nie, ek is die lewe. Petrus verklaar dit in Handelinge 4 vers 12. Hy sê, daar is ook deur niemand anders verlossing nie. En daar is geen ander naam onder die hemel aan mense gegee waardeur ons verlos kan word nie. Die wêreld sê alle paaie lei na God. Alle paaie lei na God. Jesus sê net een pad lei na God. Die wêreld sê wees net 'n goeie mens. Die evangelie sê geen mens is goed genoeg nie. Die wêreld sê verdien jou plek. Die kruis sê dit is volbring. Ek wil afsluit waar ons begin het. 3 kruise. 1 verlosser. 2 misdadiger. 2 besluite. 2 ewighede. Die verskil tussen die 2 was nie intelligensie gewees nie. Dit was nie moraliteit gewees nie. Dit was nie godsdienstig gewees nie. Die verskil was wat hulle met Jesus se teenwoordigheid, uitnodiging en genade gedoen het. En dit is steeds die grootste vraag wat elke mens ooit sal moet antwoord. Dis nie hoe goed jy was, hoeveel geld het jy gehad, of by watter kerk jy was nie, maar wat het jy gedoen met Jesus Christus se uitnodiging in jou en my lewe? Billy Graham het dit so gestel, hy sê, the cross shows us 2 things, the seriousness of our sin and the immeasurable love of God. As jou sonde nie ernstig was nie, was dit nie nodig gewees vir Jesus om te sterf nie. As God jou nie lief gehad het nie, sou hy nie Jesus gestuur het nie. Die kruis is waar God se volmaakte geregtigheid en sy volmaakte liefde mekaar ontmoet. Ek sê dit weer, die kruis is waar God se volmaakte geregtigheid en sy volmaakte liefde mekaar ontmoet. Daarom wil ek jou vra vanmôre, baie eerlik, aan watter kant van die middelste kruis is jy? Aan watter kant van die middelste kruis staan jy? Is jy soos die een misdadiger wat Jesus verwerp? Of is jy soos die ander een wat hom in geloof aan Christus toevertrou het? Want vanoggend is daar steeds een oomblik, een besluit, en alles deur genade. Korintiërs 6 vers 2 sê, op die regte tyd het ek jou gebede verhoor, en op die dag van redding het ek jou gehelp. Kyk, nou is die regte tyd, nou is dit die dag van redding. Moenie uitstel nie, moenie wag nie, kom na Jesus. Want dieselfde verlosser wat die misdadiger aan die kruis ontvang het, staan vandag met oop arms en nooi elkeen van ons met oop arms. Johannes 6 vers 37 en ek kom sluit af met hierdie skrifgedeelte. Hy sê, ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Kom vandag. Kom net soos jy is. Sy genade is meer as genoeg. Sy genade is meer as genoeg. Erken waar jy is. Bely waar jy is. Gaan staan voor God en sê, hier is ek. U ken alles.
Ek het nou gebid, elke haar op ons hoof is getel, hy weet of ons sit of staan, hy ken elke gedagte, hy weet alreeds alles. Maar ek en jy moet op 'n plek kom waar ons eerlik is. Eerlik is van waar ons is. Familie, ek het regtig nog nooit by 'n begrafnis gestaan, of 'n preek gedoen by 'n begrafnis, waar mense gesê het, die persoon is nie in die hemel nie. Almal gaan hemel toe, as ons by 'n begrafnis is. Dis nie die waarheid nie. Daar's mense wat sterf van hulle sondes, wat vir ewig geskei is van God. Moenie een van daai mense wees nie. Moenie een van daai mense wees nie. Maak reg met God. As jy weet, vanmôre as jy hierso sit en jy weet jou saak met God is nie reg nie, maak reg. Maak reg. Want môre is nie gewaarborg nie. God gee vir jou nou hierdie oomblik. Hy gee vir jou vandag. Gebruik dit, benut dit en kom tot inkeer. Kom ons sit so, dan sluit ons oë. Here Jesus, baie dankie vir u woord. Dankie dat u woord so gelaai is met waarheid. Dankie dat ons besef deur die woord dat u gee vir ons vandag, u gee vir ons die oomblik om ons lewens reg te maak. Dankie vir daardie genade. Dankie dat die deur oop is. Dankie dat die uitnodiging daar is. Ons weet dat u dwing nie u self af vir ons. U waarsku, u pleit, u nooi uit, maar u dwing u self nooit op ons af nie. Daarom is daar 'n keuse wat ons moet maak vandag. Gaan ons met ons hele lewe, met ons hele hart, met ons hele wese die Here dien en hom volg, of gaan ons eie lewe volg? So daar waar jy sit vanmôre, al die oë is gesluit, niemand kyk rond nie. As jy vanmôre hierso sit en jy weet dat vir so lank is jy op jou eie pad. En vanmôre besef jy soos daardie misdadiger, jy besef eerstens wie Jesus is. Jy besef tweedens dat jy verlore is. En jy wil vanmôre opnuut jou vertroue, jou lewe, jou geloof en alles in jou wese in hom plaas. As jy vanmôre daai besluit wil maak, daai keuse wil maak, wil jy nie jou hand opsteek nie. Baie dankie. Baie dankie. Here Jesus, u sien daai hande. U sien daai keuse wat hulle maak. Ek sê so dankie vir dit. Ek juig saam met die hemel oor daardie keuse wat gemaak word. Daardie keuse om te sê, Here, hier is ek. Ek wil vir u lewe, ek wil my lewe oorgee aan u. Ek wil u dien met my hele wese. Maar Here, soos ek nou gebid het, u ken elke hart ook wat hier so sit. En dalk is die mense wat soos daardie tollenaar nie eens opkyk na die hemel toe wat sê, Here, wees my genadig, ek is sondaar. Dalk sit die mense wat nie eens hulle hande kan opsteek nie, wat so verlore is, wat nie weet hoe om terug te kom nie. Mag ons besef vanmôre die waarheid en die werklikheid dat u staan reeds op die uitkyk en u wag vir ons met oop arms. U wag vir ons om terug te kom huis toe. Soos daardie verlore seun na sy pa toe teruggekeer het. Sy pa het na hom toe gehardloop, hy het hom omhels, hy het hom gesoen, hy het eerwee aan hom gesit. So wag u ook vir ons. So mag ons daardie besluit maak vandag en mag ons dit voluit lewe. Voluit lewe. Mag ons nie terugkyk na die verlede nie, maar mag ons voluit lewe met 'n hart wat gefokus is op u, Here. Dis ons begeerte. So ek sê dankie vir vanmôre, dankie vir u woord. Dankie dat u woord so vol na ons harte toe beweeg. En Here, mag hierdie woord lewend bly waar ons uit hierdie gebou uitstap vanmôre. Mag dit lewend bly. Mag ons elke dag daaraan herinner word. En mag ons elke dag die besluit maak om te sê, Here, ek staan vandag op en ek plaas my geloof, plaas my vertroue, ek plaas my lewe in u naam. En wie u is. Here, ons bid dit alles in die groot en die heilige naam. Die naam wat red, die verlosser, die saligmaker, die koning van die konings, die Here van die Here. In Jesus se naam bid ons dit en almal sê saam. Amen.